Ek is hierdie jaar 18 jaar skoon. En ek het 18 jaar terug was ek in 'n 9 maande program gewees in rehab. En daar het ek die Here ontmoet, eerstens. So all glory to him. En tweedens het ek geleer dat verslawing is 'n gedragsprobleem. So dit is iets wat ek vir die res van my lewe gaan moet manage. En ek het 'n relapse prevention plan opgestel toe. So dis 'n plan. Failing to plan is planning to fail. So ek lewe volgens 'n plan. Maar 18 jaar later is dit soos tandeborsel. Dit is nou maar ons soos fietsry. As mens eers fiets geleer ry het, dan mens het maar nog jou challenges, jou potholes en so. Maar jy woeker daardeur. So ek moet vir jou sê, verslawing in totaliteit is vir my een groot donker prentjie. Ek het veral as dit kom met denial, hy loop hand aan hand met ontkenning. En ek het baie aande amper geoverdose. Cocaine was my drug of choice. Wat ek baie aande amper geoverdose het, maar ek het nooit insanity is doing the same thing over and over again, expecting different results. Ek het nie opgehou nie. So daai donkerte het nie eers vir my. Mens sien eers daai donkerte as jy in verslawing is nie. Jy sien dit vir 'n oomblik, but it's a glimpse. Almal anderste om my is die probleem. Ek is nie die probleem nie. Ek het eintlik, toe ek 10 was, het ek geld uit my ma se beurs uitgesteel. Om snoepie te goed te koop vir my maats. Want ek het aanvaarding gesoek. So that seeking of approval. En daai was my eerste verslawingsgedrag gewees. En toe ek oor in hoërskool se oor na dagga toe. Dagga en alkohol. En na my verkrachting het ek kokain begin gebruik. En kokain is dan naderhand te duur. So dan gaan jy oor na cat toe. Wat hulle dan sny met klomp goed, alles onder die kitchen sink. Heroin. Traumaties goed met my gebeur het ek 9 was ek aangehou met 'n geweer. 14 met 'n mes. En 18 was ons in 'n tsunami in Thailand. En ek was verkragt gewees op 19 en ek het 2 karre afgeskryf in my verslawing. En ek was gemolesteer as 'n kleindogtertjie. Ek moet vir jou sê, die trauma was erg, maar hoe ek gereageer het op my trauma was erger. Soos ek nou nog gesê het, ek het begin kokain gebruik na my verkrachting. En daai reaksie het nog meer trauma in my lewe veroorsaak. Ek het byvoorbeeld alleenig saam met 'n drugdealer in die kar gesit na ek verkragt was. So daai tipe gevaarlike tye wat ek myself ingesit het, omdat ek so absoluut vasgevang was in dit. Ek het 'n afwesige ma gehad. Sy het meestal gewerk. Sy het goed gedink om vir my te voorsien finansiëel. As dit nie vir haar was nie, was ek nie in 'n privaat skool nie, kon ek nie my graad gaan swat nie. So ek is vir ewig dankbaar daarvoor, maar ek moes daaraan gaan werk het, want dis iets wat my aangeraak het. Dat my ma nie daar was vir my nie. My pa was baie hands-on, maar hy het ook gesê, my lewe gaan nie verander as gevolg van jou nie. Life goes on. So ek het, as ek tandpyn gehad het, hulle my brandewyn gegee vir my tandpyn. So, en ek het nie baie grense gehad in my huishouding nie, omdat ek die enigste kind was. My ma het half swaar gevoel dat jy is die enigste kind. Ons gaan nie baie streng grense hê met jou nie, want ons kry jou jammer. Jy staan as jy by jou maatjie wil gaan bly vir die naweek, gaan bly by hom. En daar het ek blootstelling gekry aan baie goed. Hulle het ouer boeties en sissies gehad, so daar het ons al begin eksperimenteer met dwelms. Ek dink my grootste gedragsprobleem as 'n kind was aanvaarding geweest, soos ek nou gesê het. En dit het gekom uit my verhouding met my pa. Waar as hy my nie aanvaar het wat ek gedoen het nie, was daar 'n disconnect. So ek was altyd baie gefokus daarop om seker te maak mense aanvaar my. En daai is uitputtend, want dit beteken ek is nie my autentieke self gewees nie. En daar's altyd daai half spanning, want ek kan nie myself wees nie, want niemand gaan my aanvaar nie. So dit was die coping mechanism oorspronklik. As die coping mechanisms nie nader meer werk nie, dan gebruik ek het dwelms begin gebruik. Want ek kon nie meer cope om te wees wie ek nie was nie. So net en daai aanvaarding het ek by Jesus gekry. Ek het dit by hom gekry, vandat ek in recovery is. He accepts me exactly for who I am. Ons het by die huis gesit, en toe die knaap met wie ek uitgegaan het, het dit my gelos. En toe wil ek selfmoord pleeg. Toe sê my pa, hulle toe nou iewers along the line uitgevind, ek gebruik dwelms. Toe sê hy, toe vind hy, dit is die oomblik, wat hy nou vir my gaan sê. Of ek bel die polisie, of ek gaan rehab toe. En toe het hulle my lughawe toe gevat. Toe het ek het uitgestel, het my pa gesê, nee, ek sal met my kar ry rehab toe, hulle kan vlieg.
En ek het my sigaret aangesteek voor ons in die lughawe ingegaan het. En toe kon hulle ons nou nie ingaan, maar nou rook ek daar op die sypaadjie. Toe begin my pa effens so 'n tipe van 'n strook kry, dog ek nie eens. Ek het daai dag dwelms op die vliegtuig gevat. En hulle het my gaan inboek daai naweek. Ek het die Sondag voor hulle my ingeboek het ek dwelms in die strate van Margate gesoek. Die eerste 3 maande het ek gedink is 'n absolute social club. Lekker rehab, lekker socialize, maatjies maak. En op 'n stadium het die pen net gedrop. Ek moet nou iets in my lewe doen. Daar is so baie programme wat mense na 21 dae programme toe gaan. Dit het my 3 maande gevat vir my brein om reg te kom. En hulle verwag van mense, gaan na 21 dae program toe. As jy daar uitkom, sal jy goed wees. Maar ek was voor ek rehab toe was ek 21 jaar in verslawing gewees. And that's when I made a choice. Ek gaan nie terug nie. Ek het die eerste dag dat ek in rehab ingestap, toe praise and worship die mense. Toe dink ek, waar is ek? Wat doen hierdie mense? Hierdie klomp happy clappies. En nietemin het ek uitgemis op die grootste ding in die lewe. Dit wat mens voel, wat niks anders kan voel nie. So ek was Rima toe gewees en toe ek het daar hier ontmoet. Pastor Harry was die pastoor op die tyd gewees. Vir Philip het ek ontmoet by 'n private gym. En ek het 'n lys gemaak van wat ek in my man wil hê. En hy het letterlik uit Jesus se skoot uitgeval in my arms en hy is amazing. Ons eerste verhouding het hy gedrink en toe het hy met my opgebreek en 3 jaar later toe kom ons weer by mekaar uit. En vandag is dit nie vir hom 'n groot ding nie. Hy drink nie regtig nie. Hy volgens is nie 'n maklike pad om te stap met 'n recovering addict getrou te wees nie. Maar hy's 'n absolute God, man van God. En ek moet sê hy is my steunpilaar. Ek het die 20 secrets moes ons in rehab doen en ek moes dit met my ma gedeel het toe hulle kom kuier het. En ek het alles met hom gedeel. Absoluut alles. Philip, daar is nie 'n ding wat Philip nie van my weet nie. Because it's the secrets that keep us sick. Dis daai guilt en daai shame en my man aanvaar my vir wie ek is. En dit maak hom 'n vrye mens. Want hy het die vrymoedigheid om vir my enigiets te vertel. Enigiets. Ek het al met baie vrouens gepraat en sê hulle, nee, ek sal nie dit vir my man kan sê. Dan dink ek myself, maar dis jou beste vriend. Jy slaap langs daai persoon. Jy deel 'n intimate oomblik. Jy's op jou vulnerabelste wanneer jy slaap. En jy deel baie intimasie met jou partner. Ek is die ma van 2 kinders. 2 beautiful kinders wat die Here my gebless het mee. En ek het my eie private praktyk wat ek terwyl ek gewerk het ek geswat, deeltyds geswat. My ma het gesê, ons het vir jou betaal vir sielkunde voor rehab. Jy het jou geld gemors die keer. So ek wou sielkunde gaan swat het voor rehab. Die keer gaan jy jou eie paadjie betaal. Ek het voltyds gewerk en deeltyds geswat en my praktyk so gekry. En alhoewel my lewe amazing is vandag en ek is vry en ek is skoon van dwelms, gaan dit nie sonder enige challenges nie. Ek het laas jaar april het ons ons 3de kind verloor. En ek het amper teruggeval in gedrag. Ek het emotionally begin eet en ek het dit dadelik begin, ek het dit agtergekom. Ek het vir myself gesê, hierdie gaan nie werk nie. En ek het hulp gekry daarvoor. En so recovery is a journey, dis nie 'n destination nie. En 18 jaar later kan ek nog steeds terugval in gedrag. En mense relapse in gedrag voordat jy op substance verander, op relapse. Dis maar daai vleeslike gedeeltes wat mens moet, dis die vlees, dis absoluut die vlees. En om my goed na die Here toe te vat en te sê, genees my asseblief. Nie dat ek na die aardse goed gryp om beter te voel oor myself nie. Laat jou genesing oor my kom. Mens kan so vinnig cross-addict na ander goed toe. Na 'n alkoholiek drankies. Mense is baie lief daarvan as hulle drie om dit te drink. Maar dit is 'n vorm van gedrag. Hoekom wil jy non-alkoholiek bier drink? Is dit aanvaarding? Dat jy aanvaar wil word? Vir my is dit swart en wit. As dit by sulke tipe gekom. Pille, codeine. My ma het sukkel al lank met codeine. Ek mag glad nie codeine drink nie, glad nie opiate nie, glad nie efedrine nie, glad nie slaappille nie. Want my persoonlikheid is van daai aard dat ek verslaaf sou raak daaraan. Ons dink dwelms is die probleem en ons dink dwelms is die oplossing. Mense wat nou dwelms gebruik. Maar dit is nie die probleem nie. Dit is dit wat my gedryf het na dwelms toe. Gedragsprobleme, onopgeloste trauma,
Toe ek 9 was en ek was aangehou met 'n geweer, het ek nooit vir traumaberading gegaan nie. So dis baie belangrik om 'n relapse prevention plan te hê wanneer jy uit 'n rehab uitkom. Om te sê, hierdie is die goed wat ek nie mag doen nie. Mag nie drink nie, moet getoets word. Hierdie is my accountability. Ek gaan 1 keer 'n week na 'n supportgroep toe gaan. Ek gaan vir berading gaan. Konneksie is so belangrik. Mens moet konneksie met menself vind. Ek moes dit gevind het. Konneksie met mense en konneksie met die Here. Eintlik konneksie met die Here eerste. Want verslawing groei in isolasie. Dit is absoluut waar dit groei. Kyk tog maar wat doen verslaafdes. Hulle begin alleenig drink. Hulle speel TV games. Fone is 'n groot verslawing. So ek moet myself skerp dophou om te sê hoe baie is ek op Facebook? Tune ek nie nou uit nie. Want dit is tog maar 'n coping mechanism. Mense moet pas op vir wie mense alkohol aanbied, want ek het op 'n stadium vir mense gesê, ek is in my drug of choice eintlik heroin, hoekom bied jy nie dit vir my aan nie? Alhoewel dit nie my drug of choice was nie. My drug of choice is kokain, maar hoekom bied jy nie vir my kokain aan nie? Want wat is die verskil vir my tussen alkohol en kokain? Dit is geen, die een is legal, en die is nie legal. Hy doen dieselfde ding aan my brein. My brein sê nie, hierdie is nou kokain, hierdie is alkohol. Hy doen presies dieselfde. Dit is 'n vorm van ontvlugting vir my. So, ek dink as iemand vir berading gaan, en hulle werk aan hulle goed, en hulle gebruik nie alkohol as 'n coping mechanism nie, dink ek daar's niks fout daarmee om matig te drink nie. Ek is nie nou hier om vir almal te sê alkohol is ewel en 1 tot 2 glasies is okay. Glo ek, maar dit is 'n baie individuele ding. En is 'n personal choice. Ek dink iemand moet kan sê, dink jy met vir iemand 'n keuse kan gee. Soek jy 'n glas water, 'n sap of 'n glas wyn. Ek was op medikasie ook gewees, die eerste 3-4 jaar van my recovery. As ek sou gedrink het, sou ek siek geword het. My ma het ek het ook 'n postponement order uitgeneem op myself. Dat as ek terug sou geval het, kon my pa dit dadelik aktiveer en my terug in 'n rehabilitasiesentrum sit. Van Noupoort sou die keuse gewees het. Ek dink die Here is 'n manier vir my te gewys dat ek nie 'n beheernis om vir my kinders te gegee het. En trauma se trigger, se grootste trigger vir my is om uit beheer uit te voel. Ek bedoel met my verkrachting, as jy mooi dink, trauma, meeste gevalle van trauma is mens uit beheer uit. En Elizabeth was vroeg gebore, sy was 32 weke gebore. Net die feit dat sy 32 weke gebore was, het my getrigger. Want ek het totaal en al uit beheer uit gevoel. Dit was vir my traumaties geweest. 'n baie beautiful oomblik was vir my baie traumaties geweest. En sy was vir 14 dae in ICU. Ek kon nou eers 6 dae na haar geboorte opgetel het. Maar ek moet vir jou sê, my kinders is een van die grootste challenges in my recovery, want mens kan nie mense beheer nie. Kyk, ek is glad nie gewaarig oor die laaste bal nie. Ek weet die Here en oor Noah. Ek weet die Here se dekking is oor hulle, want ek het dit vir myself gesien. Ek moes so baie keer al dood gewees het. My pa was nie regtig Christen nie. Die Here se covering oor my lewe. My pa is 'n Christen, hy glo hy is 'n Christen. My ma is 'n Christen, maar hulle het nie regtig kerk toe gaan nie. Ons het nie regtig aktief 'n Christelike lewe gelewe nie. Op my forum vir rehab het hulle het gesê religion, toe sê ek not applicable. So as ek net kyk covering oor my lewe, is dit absolute testament dat ek nie oor my kinders lewe hoef te worry nie. Die Here, nee, ek kan nie in die gap staan nie. Die Here sal verseker in die gap staan vir my. Daai is die reine waarheid. Want die wêreld wat ons in lewe is net next level. Ek probeer hulle reg groot maak. Hulle word in 'n huis groot waar ons nie alkohol drink nie. Ons leer hulle Christenwaardes. Maar mens kan ook net so ver jou hand oor hulle hou. Ek moet vir jou sê dwelms, ek dink nie eens daar nie. My gedrag is my grootste challenge. En hoe ek respond tot goed in die lewe. Dis regtig my grootste challenge. Want mens verval eers in dit voordat mens terug dwelms te gaan. Net om weer dan dit raak te sien en te sê, jy is 18 jaar kind, wat beteken dit? Jy kan nog steeds terugval in gedrag. So, ons het 5 jaar terug tot Kaapstad toe getrek. En voor ons Kaap toe getrek het die Here vir my gesê, ek moet my naam verander van Mandy Lee van Aswegen na Mandy Lee Samaria van Aswegen. Die vrou by die wal. En ek was die dag by Home Affairs, toe dog ek so, ek gaan my naam verander wat my ouers my gegee het. En die Here het net vir my gesê, weet jy wat, hierdie was jou identiteit, want ek was die vrou by die wal.
Maar dis die identiteit wat ek gaan vat en ander mense gaan vrymaak weer in my praktyk. Ek is 'n geregistreerde beraader. Ek is mal oor traumawerk. Want ek voel as ons mense se trauma kan uitsort, dan is hulle vry. Want ek was vasgebonde aan my trauma respons. Hoe ek gereageer het na my trauma is wat my captive gehou het. So my praktyk se naam is ek is mainly Samaria, maar my website is The Well Samaria. En dit is The Women at the Well. En ek het soveel aanvaarding gesoek by my pa, by ander mense en by mans. En ek moes vir 5 jaar single gewees het. Ek moes eintlik vir 3 jaar, toe die Here 'n sense of humor, toe ek 5 jaar single. Wat ek myself net moes vind, dat ek moes agterkom, ek hoef nie aanvaarding by mans te kry nie. Die Here aanvaar my. The Woman at the Well, yeah, she had 5 husbands. And the one she was with wasn't her husband. En so elkeen wat, so die vers is Johannes 4:13-14. Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. So daai water wat ek gedrink het voor ek hom ontmoet het. Maar wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal nooit weer dors kry nie. Dit is die verskil tussen net probeer oorleef en werklik vry wees. Ek moes leer dat genesing nie net gaan oor om op te hou met 'n sekere gedrag nie, maar oor 'n diep transformasie, 'n hernuwing van denke. En soos ek vroeër gesê het, het my 3 maande gevat net om 'n nugter brein te kry. So moenie aan hierdie sondige wêreld gelykvormig wees nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. So ek glo my storie is een van genade, van genesing en een van tweede kanse. Nie omdat ek sterk genoeg was nie, maar omdat Jesus my lewende water gegee het. Die feit dat ek skoon is, kan ek nie sê dat ek het nie alles in my krag gedoen nie. Die Heilige Gees se conviction in my is so sterk dat hy lei my elke liewe dag om nie terug te val nie.